Goeiemôre aan almal in die erediens vanmôre. Ons heet u hartlike welkom. Dankie ook aan julle twee vir die roerende musiek wat so tokkel in mense hartsnare. Dankie hoor. Nou is die kerkraad net die volgende. Ons wil graag vanmôre vir Dr. Willem Nicol weer baie welkom sê hier op die preekstoel. Is vir my 'n besondere voorreg om hom welkom te sê. Ons twee se pad kom van 1985 af saam in die ring van Suidoos-Pretoria. En dit is die eerste keer na jare dat ons mekaar sien, wat ons baie geskei het. Baie welkom Willem, mag die Here jou ryklik seën. Dan, die namens die kerkraad net die volgende, ons wil vir al die dames in die gemeente sê, baie gelukkige Vrouedag môre. Jy kan die storie lees oor waar Vrouedag vandaan kom op ons gemeenteblaadjie. Dan wil ons u graag ook herinner, ek kan net hier voor my neersit, dan wil ons u ook graag herinner daaraan dat daar is 'n paar besondere verjaarsdae vir een hierdie week. Dr. John Callahan, wat nog steeds praktiseer, word 100, Woensdag. Dan aan al die ander persone wat ook in die week verjaar, baie geluk, mag die Here vir julle almal 'n baie geseënde jaar vorentoe gee. En die wat siek is, daar's 2 name op ons lys. Alicia Kamfer en Willie Oosthuizen, u kan die Alida de Tooi, u kan die gegevens daar lees. Ons wil in die families en enige ander families waar daar siekte is, sê, mag julle die nabyheid en die troos van die Here ervaar ook in die manier waarop julle mense naby julle is. Dan wil ons graag ook herinner aan Augustus maand wat ons kuiermaand is. Daar's 'n paar gemeentegeleenthede, donderdag burgers die 20ste Augustus en dan het ons ook die Vrolike Vrydag met musiek, die 21ste Augustus, en dan die gemeentefees. Dan die Hannetjie sal hier by die tafel sit, by die teedrinkery, om kaartjies te verkoop, as iemand van u belangstel om so lang kaartjies te koop. En dan herinner ons ook aan die gemeentekamp, en die van u wat kan gaan, kan gerus kyk of daar plek is en inskryf. Dit sal net 'n fees wees. En dan aan alle nuwe intrekkers, nuwe persone hier vanmôre wat graag wil inskakel by die gemeente, bly julle is hier. Julle kan my na die tyd hier by die tafel ontmoet, dan kan ek julle gegevens neem en dan neem ons dit daarvan verder. Geseënde erediens en 'n mooi dag vir u almal. Goeiemôre vriende. Goeiemôre. Dit klink beter. Ek steek die kers aan om ons almal te help om te besef, dis ons woord vanmôre, besef dat die Here nog meer hier is as enige een van ons. Vriende, ons wotum is die woorde wat nou op die skerm is. Ek lees hom eers en dan sê ons hom almal saam. Ons het saamgekom om God se oneindige goedheid te vier. Ons wy hierdie diens aan die Here en vra sy lig. Saam, ons het saamgekom om God se oneindige goedheid te vier. Ons wy hierdie diens aan die Here en vra sy lig. Het ons nie elkeen 'n klomp dinge om voor dankie te sê nie. As 'n mens jou gedagtes net laat gaan, dan is dit die een na die ander, nie waar nie. So kom, ons kry 'n geleentheid om saam dankie te sê.
Vriende, God het 'n groter gedagte oor elkeen van ons se lewe as wat 'n mens eintlik kan dink. Naamlik dat ons lewe daarop gerig moet wees om die liefde uit te leef. Die liefde vir God en die liefde vir die naaste. Kom ons erken in ons harte dat ons nog meer hiervan kan doen, kan leef. En as ons dit erken, dan bely ons geloof nou saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid nou saam dat die Here sy lig deur die skrif vir ons sal gee. Vader, dankie dat ons hier kan saam wees, saam kan dankie sê, saam kan verwag. Ons vra, laat u lig skyn, verlig 'n deel van elkeen van ons se lewe wat nog meer lig kan kry. Asseblief, Here. Amen. En ons sing ook hieroor. Vriende, die Bybel is vol sulke klein stories, wat meer sê as wat 'n mens op die eerste oogopslag kan dink. Stories wat 'n mens weer en weer kan na kyk, om te sien wat sê hy en te hoor wat hy vir jou wil sê. Vanmôre die klein storie van Jakob se vlug. Hoekom hy nou met groot spoed moet wegkom, sal ons oor praat, maar ek lees net die gedeelte oor die vlug self.
Dit is Vrouedag vandag en die een met die praktiese wysheid wat vir hom gesê het, jong, jy beter jouself uit die voete uitmaak, is sy ma Rachel. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem en dit as sy kopstoot neergesit en daardie plek daar gaan lê. Hy droom toe. Daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daar langs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van Isak, die grond en van Abraham. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na alle kante toe. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek. Dis niks anders as die huis van God nie. Dis die poort na die hemel. Hy het dit nie besef nie. Oor daardie woord besef gaan ons veral praat vandag. Vriende, binnekort kry jy 'n stukkie brood en 'n bietjie wyn. Met die uitnodiging dat jy dit met geloof gebruik. Nou wat is die brood en wat is die wyn? Is dit net 'n stukkie brood wat net herinner aan die dood van die Here? Of is dit meer? Ons geloof is, dis meer. Ons geloof is, indien jy dit wil glo, jy ontvang. Die Here is hier om te gee. Daai broodjie en daai bietjie wyn in die nagmaal is meer as wat ons dink. Dit help nou nie eintlik om te stry oor presies wat meer nie. Die Katolieke het een manier om dit te sien en die Protestante 'n ander manier en die Vrye Kerk nog 'n ander manier. Jy kan dit eintlik nie onder woorde bring nie. Maar elkeen verstaan dit volgens sy eie omstandighede. Wat jy ontvang is meer. En dit kan jy besef as jy wil. Nou is die vraag net, as dit nou geld van die brood en die wyn, geld dit nie ook van al die ander dinge in my lewe, dat dit eintlik meer is nie. En om hierdie vraag te beantwoord, kan ons nou teruggaan na die storie. Jakob is 'n bedrieër. Sy oupa Abraham was 'n goeie man. Sy pa Isak weet ons ook niks verkeerds van nie, maar Jakob, ons weet nie waar hy uitgeval het nie, maar hy bedrieg. Hy het eers sy broer gekil uit sy eersgeboorte reg uit. Hy het sy broer gevang in 'n swak oomblik met lekker sop wat hy gemaak het en hom gekil. Daarna, erger, het hy sy pa belieg en bedrieg deur te maak of hy Esau is en daarmee het hy Esau se seun gesteel. In vandag se terme kan jy amper sê, dit is soos 'n kind wat 'n testament in die hande kry, die enigste kopie daarvan, en hy verander dit, hy word die enigste erfgenaam, en hy gaan na sy blinde pa, en kry die omgepraat, om te teken, sonder dat hy weet wat hy doen.
En daar het hy nou die erfenis gesteel van die een wat het eintlik moes kry, want die gedagte hier was, die eintlike seun wat Isak kan gee, is net vir een kind. En toe dit uitkom, dat hy dit gedoen het, toe huil die pa Isak, en die broer wat nou beroof is, besluit dadelik, ek gaan hierdie boetie van my doodmaak, dan is ek die enigste een wat oorbly vir die erfenis, wat mens goed kan verstaan, nie waar nie. En daar kom toe nou die wysheid van die ma in, wat sê ek wil nie 'n kind verloor nie, boetie, maak jouself uit die voete. En nou moet hy Haran toe gaan na sy oom Laban. Dis 'n afstand van omtrent 900 kilometer. Soos hulle daai tyd te voet gereis het, 'n reis van 'n maand en 'n half. Die eerste deel van die reis tot by Bethel is so omtrent 90 kilometer, so die lengte van 'n Comrades. Hy lê dit af, waarskynlik nie in een dag nie, seker 2 of 3 dae, en hy druk, want hy staan vroeg op, staan hier so, en hy loop tot laat in die aand, tot het donker word, en dan sy doodmoeg, afgemat, vat sommer 'n klip en sit sy kop daarop en hy gaan slaap. En dan het hy 'n ander bewussyn in sy slaap, 'n droombewussyn. En sien hy wat werklik aangaan. Hy sien trappe na die hemel, en hy sien wesens op en af beweeg, met ander woorde, die hemel is oop, die hemel is bereikbaar, en hy sien God wat uitkom uit die huis aan die bokant van die trappe, en op die platform daar staan, en met hom praat, en hom verseker, luister, jy dink jy's net aan die hardloop, maar hier's 'n groter ding aan die gang. Ek gaan met jou, en ek gaan sorg dat hierdie reis op groot dinge uitloop. En as hy dan wakker word, dan sê hy, sjoe, ek het niks vermoedend, hier gaan lê en slaap, sonder om te besef, dis die huis van die Here. Hierdie plek is heilig, en ek het dit nie besef nie. Ek het dit nie besef nie. Dis die storie. Wat kan ons, as ons nou mooi luister, uit hierdie storie hoor, oor die vraag, is daar meer oral in my lewe, soos met die nagmaal? Wel, ek hoor 'n paar dinge. Die eerste, van die dinge wat ek nou hoor in hierdie storie, is dat ons het hier te doen met nood. Hier's 'n man wat moet vlug. Hier's 'n man wat afgemat gaan lê, baie moeg, die lewe het hom uitgeput. Hier's 'n man wat nie weet waar sy reis gaan uitkom nie, want hy weet glad nie eers waar hy weet hoe dit is met sy oomele en so nie. As jy nood ervaar, is daar in nood 'n geleentheid om oop te gaan vir die meer wat daar is. As dit 'n kwessie is dat jy moet wegkom van iets, of 'n kwessie dat jy afgemat is, of 'n kwessie dat jy nie weet dat die toekoms vir jou onseker is, of wat ook al, nood is meer as bloot net nood. Nood is telkens iets wat, in die geval van Jakob, dink maar aan hom, dat het hom in staat gestel deur sy droom om 'n ander bewussyn te kry en te sien wat eintlik aangaan. Om te besef dat hy nie besef het wat eintlik die geval is nie. So dis die eerste. Die tweede is belangrik. Dit gaan oor 'n plek. Jakob sê, ek het nie besef, hierdie plek is die plek van God nie. Dit was daai tyd die manier van kyk na hierdie dinge. Dat die gode het
plekke waar hulle eintlik teenwoordig is. Daarom het Israel later 'n plek gekies, die berg of die heuwel Sion by Jerusalem, om te sê, hier is die Here se plek, hier bou ons die tempel, en as ons regtig by God wil wees, dan moet ons hiernatoe kom, om in die tempelfees te vier, of daar teenwoordig te wees. Met ons is dit nou anders. Daardie tempel, met sy heilige vertrek binne-in, die voorhangsel het geskeur. Wat beteken dat die heilige plek nou alle plekke is, dat alle plekke nou God se teenwoordigheid intens dra. So vir ons is elke plek soos die binnekant van die tempel vir Israel was. Vir ons is eintlik, as ons dit maar besef, elke plek heilig, elke ervaring heilig. Die Jesuïte orde in die Rooms-Katolieke Kerk sê, die einde van die geestelike pad is dat 'n mens geleer het om God in alle dinge te sien. Die gedagte is eintlik dat as 'n mens besef 'n sekere ervaring of iets wat jy sien, het iets meer aan, daar is iets meer, dan gaan dit daardie ervaring vir jou oop soos 'n roos. Dit word meer, hy kry meer diepte, hy word groter. Jy verstaan eintlik wat dit is. So dit gaan oor 'n ruimer bewussyn wat die Here ons wil gee, om die hele lewe nie vlak te beleef nie, maar om telkens die diepte in die kontak met 'n ander mens, of wat ook al, te beleef. Vat nou maar as voorbeeld wat nou hier aangaan. Ek praat en jy sit en luister. Wat is dit nou hier met my praat? Is dit nou maar net ek wat probeer om duidelik te praat? Nee, dis meer. Dis die Here wat my woorde wil gebruik om jou aan te raak. En wat is dit met jou luister? Is dit nou maar net dat jy goeie aandag probeer gee? Nee, dis meer. Dis dat jy bereid is om aangeraak te word. Dis my gedagte met die blom wat oopgaan. Daar is iets meer aan. Dis nie, maar ons moet nie daai meer te veel probeer omskrywe nie. Elkeen ervaar dit verskillend. Net solank ons weet, as 'n mens die Here in 'n ding sien, dan word daardie ding groter. Daar's 'n volgende ding wat ek hier hoor, en oor die goedheid van die Here. Wat Jakob hier ervaar, verdien hy glad nie. Hy verdien nie om die stamvader van Israel te word nie. Want hy's 'n bedrieger, wat so waar oor die heiligste goed sy broer en sy pa bedrieg het. So hy verdien dit nie, maar die Here gee dit nogtans vir hom. Die Here vergewe hom en die Here gaan saam met hom. En so is die God waarin ons glo, liewe vriende. Ons glo dat al ervaar dat mens die lewe partymal anders, dat die lewe inherent goed is omdat God goed is. Ons glo dat die goedheid van God oneindig is. Ons het gesing, die goedheid Heer kan ons nie pyl nie, onpylbaar, oeverloos. En 'n mens kan leer om al meer eintlik daar uit te lewe, en om in al jou klein en groot ervarings te ervaar, die goedheid van die Here is hier. Ook as dit nood is, dan is die goedheid van die Here hier. Daar's 'n volgende ding wat ons kan hoor as ons mooi na die storie luister.
Dit gaan oor 'n mens se lewenspad. Wat sou Jakob antwoord as ons vir hom vra, wat doen jy dat jy so vinnig probeer loop? Hy sou gesê het, ek vlug. Die betekenis van wat ek nou doen is net, ek red my lewe deur weg te kom. In werklikheid hoor hy die Here sê, hierdie tog van jou is meer. Ek gaan met jou. Ek gaan sorg dat dit uitloop op groot dinge. As ek terugkyk op my lewe en jy op jou lewe, dan kan 'n mens dit vlak kyk, nee, daar was goed en daar was sleg en so het dit geloop. Of jy kan sien dat op een of ander manier, wat 'n mens versigtig oor is, die hand van die Here, die onsigbare hand, teenwoordig was, in dinge wat so gedraai het of so geloop het. Nie vlak kyk op jou lewensloop nie, maar insien, daar is eintlik meer. En dan, vriende, 'n laaste ding. Jakob het geslaap op die plek waar die Here intens teenwoordig is en hy het besef dat hy nie besef het waar hy slaap nie. Dit is moontlik om te lewe sonder die besef. Maar die Here wil gee dat ons 'n ruimer bewussyn het, soos iemand wat droom, 'n ander soort bewussyn wat anders kyk na dinge in die lewe. Die Here wil dit vir ons gee. 'n Mens kan dit nie eintlik in jouself opwerk nie. Maar jy kan wel glo en vra dat die Here dit vir jou gee en saamwerk daarmee. Om te leer, soos die ou Jesuïte sê, om God in elke ding te sien. Vriende, en nou keer ons terug. Ons gaan die brood en die wyn kry. En ons kan dit ontvang in die geloof. Hier gebeur iets. Amen. Ons maak ons reg om die nagmaal te vier. Kan iemand my net help met die tafeldoek? Vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. En die wyn wat ons skink, die gemeenskap met sy bloed, die waarborg vir ons, van die nuwe verbond, die nuwe vriendskapsband met God. Ons vier dat God homself aan ons gee as vriend. En ek nooi jou om die brood en die wyn te ontvang en te gebruik. Ons wag nie vir mekaar nie, wanneer jy gereed is, dan gebruik jy wat jy gekry het. Ek nooi jou om dit te ontvang in die geloof.
'n mens het nou 'n behoefte om dankie te sê, nie waar nie. Net eers seker maak, is daar iemand perhaps per ongeluk oorgeslaan? Nou maar kom ons sê dankie. Here ons ewige God, ons Vader, ons vriend. Dankie dat ons dit kan waag om te sê vriend, omdat U ons deur hierdie tekens die waarborg gee dat ons met U 'n nuwe verbond, 'n nuwe vriendskapsband het waaruit ons kan lewe. Dankie, nogmaals dankie. Amen. Kom ons gaan voort met die dankiesegging. Eers met ons dankoffers en dan daarna sing ons nog 'n lied. Betsy en Bambi, baie dankie julle. Ek hoop julle beleef, vriende, daar's iets meer in musiek, iets goddeliks, nie waar nie. En ook waar een mens verander goed is, daar is die Here. Kom ons sing dit en ons sing dit, ons herhaal dit so 3 keer.
intussen ook nog daar was, so ons gaan oor hom en ons sing hierdie ene, dit is wat ek nou oor praat, waar een verander goed is, daar is die Heer. Ekskuus Betsy. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees.